Wanneer die Here ons groet, dan sê hy, ek sal by julle woon, ek sal by julle bly en julle God wees en julle sal my volk wees. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, vanmôre dank ons U vir U genade. U genade oor ons is groot en wyd en omvangryk. Dankie Here dat U vir ons goed is en goed is sonder end. Ons kan maar net saam met die psalmdigter sê, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. Op U bevel doen ons voorbidding vir almal wat op ons voorbidding reken. Ons vra dat U op U besondere wyse teenwoordig sal wees by elke mens wat U nou nodig het, maar dan op so 'n manier dat hulle van U teenwoordigheid bewus sal wees. Ons bid dat U ons sal lei deur die Gees en die Woord, dat ons ook vanmôre dieper sal kyk en beter sal hoor, en dat ons sal sien wat ons moet sien en sal hoor wat ons moet hoor. Ons vra Here dat U sal gee dat oral waar die evangelie vandag verkondig word, daar vrede en liefde sal kom, 'n nuwe ywer sal kom, 'n nuwe toewyding sal kom. Dankie dat U ons sonde vergewe het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend is Filippense 1 verse 3 tot 11. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle beginne, dit einduit sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dis ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus in my hart. En ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Ons lees tot sover. Die tema vandag is genade wat seermaak. Op die laaste Sondag van Oktober elke jaar vier die kerkhervormingsfees. En dis reg so. Dis die een dag in die jaar waarop ons spesifiek die gebeure rondom die kerkhervorming in herinnering roep. En die kerkhervorming, dit moet ons altyd onthou, was een van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die westerse wêreld. Die kerkhervorming, soos jy weet, het begin toe Martin Luther, wat 'n professor in die teologie aan die Universiteit van Wittenberg was, sy 95 stellinge op 31 Oktober 1517 teen die deur van 'n kerk in Wittenberg vasgesit het. En nou wil ek nie verveel en weer deur die hele ellelange geskiedenis gaan oor hoekom Luther dit gedoen het nie, en ook wat die ander kerkhervormers soos Johannes Calvin, Ulrich Zwingli en Johannes Huss en die ander se bydrae in daardie tyd was nie. Laat my toe om net dit te sê. In die 95 stellinge wat Luther op die deur van die kerk in Wittenberg vasgesit het, het hy sy kritiek op die katholieke kerk punt vir punt uiteengesit, en so het hy die kerk uitgenooi tot 'n debat oor hulle dwaalleer en die korrupsie wat op daardie stadium groot skade aan die katholieke kerk gedoen het. Sy kritiek en dit waaroor hy met die katholieke kerk debat wou voer, het basies oor 5 dinge gegaan. 5 dinge wat tot vandag die basis is waarop ons reformatoriese geloof gebou is. 5 dinge wat ononderhandelbaar is. Ons ken dit as die 5 solas van die kerkhervorming. Dis alleen deur die skrif, dis die Bybel, alleen deur genade, alleen deur geloof,
alleen deur Christus en aan God alleen die eer. 5 dinge waaroor ons vandag nog net so sterk voel as wat Luther, Calvin, Zwingli, Hus en al die ander kerkhervormers daaroor gevoel het. Maar, en kom ons wees eerlik, vat nou byvoorbeeld die Bybel. Ons sê ook soos hulle met die grootste oortuiging, ons enigste maatstaf, ons enigste riglyn vir die lewe is die Bybel alleen. Maar dan baie keer is ons kennis van die Bybel om die minste te sê maar bitterkarig. En wanneer ons wel die Bybel lees, lees ons baie keer so vinnig en so in gedagte dat ons dinge wat werklik belangrik is gewoon net miskyk. En dit kan so maklik gebeur, ook met die paar verse wat ons vanmôre uit Paulus se brief aan die Filippense gelees het. Jy kan maklik die eintlike ding wat Paulus in sy brief aan die Filippense leer miskyk, as jy nie noukeurig en versigtig lees wat presies hy daar geskryf het nie. Laat my toe om te verduidelik. In die voorafgaande vers Filippense 1 vers 6 skryf Paulus dat hy oortuig is dat God die goeie werk wat hy in die gelowiges in Filippi begin het enduit sal voer. En dan in vers 7 skryf hy, en lees dit saam met my, maar lees dit versigtig en kyk of jy kan agterkom, wat is dit presies wat Paulus hier sê? Hy skryf in vers 7, dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. Nou, ek glo jy sal saamstem. As jy die vers net so lees, kan 'n mens nie sommer so met die eerste lees daarvan sien wat presies Paulus hier bedoel nie. Maar kom ons lees die vers weer 'n keer. Maar let nou op dat die sleutelbegrip in hierdie vers is die woord genade. Dis ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. Nou Paulus sê in hierdie vers dat hy en die Christene in Filippi saam deelgenote is in die genade van God. Genade, en onthou nou, genade is een van die 5 dinge, een van die 5 solas wat vir die kerkhervormers ononderhandelbaar was. Sê alleen deur genade. En ek glo vir ons is dit ook belangrik. Sonder God se genade, so weet ons, kan ons nie lewe nie. Maar van watter genade praat Paulus hier? Wat sou jy sê? Want as die kerk van die hervorming moet ons hieroor heldere duidelikheid hê. As ons nie verstaan wat die genade behels waarvan hy hier praat nie, kan ons maklik die hele punt wat Paulus maak mis. En ek glo ons sou nou oor genade vanmôre baie kon filosofeer en spekuleer. Ons sou kon sê, is tog eenvoudig. Dit gaan oor die genade om sonder enige verdienste van ons kant verlos van sonde te wees. Of dalk sou ons kon redeneer, Paulus wil in hierdie vers sê, dit gaan oor die genade wat hy ontvang het om 'n apostel te wees. Of ons sou kon sê, Paulus praat hier van die genade om in Christus te wees. Dis tog alleen op grond van genade alleen dat ons in Christus kan wees. En Christus? Christus is mos nog een van die solas vir die reformatoriese kerk wat ononderhandelbaar is. Die belydenis alleen deur Christus. So, ons sou kon sê, Paulus praat hier van die genade om in Christus te wees, die genade om deel te hê aan sy kruisdood en opstanding. Nou, dit alles is reg en is waar, genade is dit alles, maar in die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is dit nie die genade wat hy bedoel nie. In al Paulus se ander briewe sou al die gewone antwoorde oor genade 100% gepas gewees het. Dis verseker so dat ons slegs verlos word op grond van God se genade en ons is wat ons is slegs op grond van genade en dis genade om in Christus te wees en om deel te hê aan sy kruisiging en opstanding en hemelvaart. Dit alles is genade en net genade. Maar wanneer Paulus in Filippense 1 vers 7 praat van die genade wat God hom en die gelowiges in Filippi gegee het, dan bedoel hy iets anders.
iets baie spesifieks. Hy bedoel hier die genade om 'n gevangene te wees. Toe Paulus hierdie brief aan die Filippense geskryf het, skryf hy as iemand wat sy vryheid verloor het. En dit noem hy genade. En wanneer 'n mens dit raak sien en so daaroor dink, dan maak die Here vir jou 'n nuwe perspektief oop deur hierdie woorde van Paulus. Nie net 'n nuwe perspektief op genade nie, maar veral 'n nuwe perspektief op jou eie situasie. Die belangrike ding wat 'n mens uit hierdie perspektief moet raak sien is dat God se genade nie net 'n breë bloudruk vir die wêreldgeskiedenis in die algemeen is nie. Natuurlik is dit ook. Maar God se genade is ook veel meer. God se genade, en dit het die kerkhervormers goed verstaan, is van die grootste belang, want deur sy genade in Christus het God die wêreldgeskiedenis en alles as ware geskud. Die Bybelboek Openbaring leer ons dat Christus se koms aan die wêreldgeskiedenis sin en betekenis gegee. En dis hoekom die wêreldgeskiedenis verdeel is in 'n era voor Christus en 'n era na Christus. En jy weet dit so goed soos ek, na Christus se koms was die wêreldgeskiedenis nog nooit weer dieselfde nie. Al breek die branders op al die strande maar nog op dieselfde manier as wat dit 5000 jaar terug gebreek het, en al veg en haat en stoei en beklei die mense vandag nog net so as voor Christus se koms, het sy koms tog alles verander. Wat gebeur het, so sê die geleerdes vir ons, is dat die wêreldgeskiedenis 'n stroomversnelling binne gegaan het. Daar het 'n nuwe doelgerigtheid gekom, 'n planmatigheid. En dit alles omdat God se nuwe era in Jesus Christus in ons hede ingebreek het. Maar soos ek reeds gesê het, God se genade is nie net 'n breë bloudruk vir die wêreldgeskiedenis nie. Nee, God se genade het ook betekenis vir ons eie lewe in hierdie de mekaar wêreld. Maar en dit moet ons baie mooi verstaan, anders mis ons die hele punt van die begrip genade. Soms neem God se genade 'n vorm in 'n mens se lewe aan waarvan jy nie hou nie. Mag ek dit herhaal? Soms neem God se genade 'n vorm in 'n mens se lewe aan waarvan jy nie hou nie. Soms word God se genade 'n tronksel, soos in Paulus se lewe. Ander kere kom God se genade na jou toe in die vorm van 'n deur wat in jou gesig toeklap, of in die vorm van 'n kans wat verbygaan, of 'n kans wat jy nooit kry nie, of in die vorm van siekte, of dood, of terugslaa. Ja, hoor mooi, soms maak God se genade jou seer, soos wat Paulus in sy eerste brief vir die mishandelde Christenslawe skryf, wanneer hy vir die slawe sê, dis genade wanneer 'n mens onverdiende straf verduur, omdat jy aan God getrou wil bly. Want so laat God toe dat jy self ook iets ervaar van die onverdiende lyding van ons Here. Dis 'n perspektief op genade waarvan 'n mens nie altyd dink nie. Soms wil 'n mens uitskreeu, maar hoe kan dit genade wees? Hoe kan dit genade wees as dit 'n mens seermaak? Die antwoord wat Paulus in Filippense 1 vers 7 gee, sê, God se genade maak ons soms seer, want eintlik gaan dit nie oor ons nie. Dit gaan ten diepste oor die evangelie. In die tweede helfte van vers 7 sê Paulus, die feit dat hy sy tronkstraf as God se genade ervaar, lê daarin dat hy as gevangene die geleentheid gekry het om die evangelie te verdedig en die waarheid van die evangelie te kon bevestig onder die moeilikste omstandighede. En in vers 12 en 13 sê hy dan ook vir die Filippense dat iets soos sy gevangenskap op 'n goeie uitkoms uitgeloop het. Nie vir hom as mens nie, maar wel vir die feit dat dit daartoe gelei het dat die heidense keiserlike wag begin besef het dat hy ter wille van Christus 'n gevangene is. U sien, soms maak God se genade ons seer, sodat die evangelie daarby kan baat en kan vorder. En dis iets wat 'n mens maklik kan vergeet, omdat dit vir ons gerieflik is om nie so daaraan te dink nie. En tog sê die Bybel vir ons op so baie plekke dat ons as gelowiges en die evangelie op 'n besondere manier aan mekaar verbind is. Maar dan altyd so dat ons die mindere belangrike party is. U sien, dit wat Paulus in Filippense 1 vir ons leer, is dat dit wat met ons in hierdie lewe gebeur minder belangrik is as die vordering wat die evangelie maak. Maar juis
Dit is baie keer vir ons 'n bitterpil om te sluk. Kom ons wees eerlik. Dit gebeur so maklik dat ons self so belangrik in ons eie oë word, dat ons vergeet. Dit gaan eintlik nie oor ons en oor wat met ons gebeur nie. Dit gaan oor die skrif alleen, oor genade alleen, oor geloof alleen, oor Christus alleen en oor God se eer alleen. Maar ons is baie keer so dat ons gewoon verwag dat genade beteken dat alles altyd met ons moet goed gaan. Soveel so dat 'n mens nie net ongelukkig is as teenspoed oor jou pad kom nie, maar dat jy God dan verkwalik. Jy neem hom kwalik wanneer jy begin swaar kry. Mense hoor dit baie wanneer mense sê, hoekom doen die Here dit aan my? Maar is dan, juis wanneer dit nie goed gaan nie, dat ons hierdie perspektief oor genade uit Filippense 1 moet onthou. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die evangelie. Eintlik maak ons situasie ook nie regtig saak nie, solank die evangelie bevorder word. En dit beteken, as 'n situasie wat ons seermaak kan uitloop op die bevordering van die evangelie, is dit belangriker as dat die evangelie bevorder word, as wanneer ons situasie tot ons voordeel en gemak moet verander. Ons kan dit ook andersom sê. Dit wat dalk vir ons 'n groot terugslag mag wees, is baie keer juis 'n groot geleentheid om die evangelie uit te dra. Om juis dan dit te leef wat ons regtig glo. So, iets wat ons as 'n terugslag mag beleef, is dalk juis die geleentheid om jou geloof en jou vertroue op God uit te leef. En dit sien ons duidelik in wat Paulus gedoen het in een van die grootste terugslae in sy lewe toe hy tronk toe gestuur is. Hy sê in vers 4, in al my gebede dink ek met blydskap aan julle. En hierdie woordjie blydskap klink soos 'n refrein deur die hele Filippense brief. Paulus se swaar kry het vir hom vreugde gebaar, sê hy. Dit beteken, gelowiges put hulle diepste vreugde, nie uit hulle eie situasie nie, maar uit die vordering wat die evangelie maak. En nou kan 'n mens met reg vra, maar wat is die boodskap hieruit vir ons wat vandag lewe? En die antwoord is eenvoudig. In Filippense 1 verse 3 tot 8 leer die Here ons om weer te verstaan wat sy genade regtig in al die situasies van ons lewe beteken. Ja, selfs wanneer daardie genade ons seermaak. Hy wil ons help om diep na te dink oor hoe ons as gelowiges ook iets so swaar kry, teenspoed in ons lewe hanteer. Wanneer alles met 'n mens goed gaan, is dit maklik. Maar wanneer teenspoed kom, wanneer die seerkry van die lewe kom, is die vraag, is ons dan ook in staat om steeds vas te hou aan die 5 solas, die skrif, die Bybel alleen, God se genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, en dan nog steeds aan God alleen al die eer. Die vraag vir ons is dit regtig moontlik, ook wanneer ons swaar kry? Sal ons genade steeds nog as genade sien wanneer ons swaar kry terwyl die evangelie floreer? U wat die geskiedenis ken sal weet, die tyd van die reformatie was 'n moeilike tyd. Veral vir die kerkhervormers soos Luther en Calvin en al die ander. Ook vir die mense, die gewone lidmate wat hulle gevolg het. Hulle het aan hulle eie lyf gevoel wat dit beteken dat genade 'n mens kan seermaak, wanneer jy met jou hele wese glo, die skrif alleen, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen en aan God alleen die eer. Maar omdat hulle oortuiging elke keer uitgeloop het op die voortgang en vordering van die evangelie, het hulle besef dit gaan nie oor hulle nie, maar oor God. En so kon hulle ten spyte van al die teenstand volhard, al het hulle soms self ongelooflik seer gekry. Soos toe hulle terwille van hulle geloof vervolg en doodgemaak is. En nou is dit ons taak om hierdie oortuiging verder te leef. Die skrif alleen, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen en aan God alleen die eer. Maar nou weet jy so goed soos ek, dis maklik as dit net by 'n stel slagspreuke bly. Maar wanneer 'n mens dit wat jy met hierdie woorde bely moet leef, veral as dinge nie gaan soos jy dit wil hê nie, is dit 'n perd van 'n ander kleur. Dink saam met my.
As ons saam met die kerkhervormers sê die skrif alleen, dan moet ons ook vra, maar watter rol speel die skrif, die Bybel, God se woord, regtig in my lewe? Wanneer dit goed gaan, maar veral wanneer die teenspoed tref. En wanneer ons sê genade alleen, sien ons ook soos Paulus God se genade as geleenthede om die evangelie uit te leef, wanneer dit juis nie gaan soos wat ek wil hê dat dit sal gaan nie. En wanneer ons sê geloof alleen, moet ek myself vra, bly ek glo of neem ek maklik dinge in my eie hande in plaas daarvan om te glo God is in beheer en wanneer dinge vir my buite beheer lyk, bly God in beheer. En as ek bely Christus alleen, nie net wanneer dit gaan oor my verlossing en die vergifnis van my sonde nie, dit ook, dit veral, maar hou ek Christus ook in gedagte wanneer ek moeilike besluite moet neem? Vra ek dan steeds, nie wat ek wil nie, Here, maar wat wil U, Here, dat ek sal doen? En wanneer ons met soveel oortuiging sê aan God alleen die eer, moet ons sê regtig, lewe ek so, praat ek so, tree ek so op? U sien, dit is waaroor vandag gaan, om weer te ontdek waaroor die kerkhervorming regtig gaan en om ons opnuut daaraan te verbind om hierdie 5 solas self ook regtig uit te leef. As dit goed gaan, maar ook as dit nie goed gaan nie. Amen. Kom ons bid. Here, vandag staan ons met leë hande voor U en ons bid in die naam van Jesus dat U dit vir ons moontlik sal maak. Om as gelowiges so te leef, soos wat ons geleer is deur U woord. Help ons om regtig te verstaan wat dit beteken as ons sê deur genade alleen en deur geloof alleen en Christus alleen en aan God al die eer. Leer en lei ons deur U Gees, Here, dat ons die erns van ons geloofslewe ook sal besef. Geef vir ons die vermoë dat dit nie net by woorde bly nie, maar dat ons inderdaad ook sal leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees. Amen.